5 jaar gelede het 'n nuusstorie die hele land aangegryp. In Augustus van 2020 het 3 gesinne in die Kalahari saam gaan vakansie hou. Dit was 13 mense. Maar in die donker van die nag het 'n brand uitgebreek en net 3 van die 13 het oorleef. Madeleine Bouwer was een van hulle. Haar man en 2 dogtertjies is oorlede. Die hele Karsans gesin is dood. En net Wilmien Duiven en haar klein seentjie van hulle gesin het oorleef. Haar man Frans en haar seentjie en dogtertjie is ook in die vlamme dood. Dis moeilik om te glo dis 'n halwe dekade later. Klein Ben is nou 'n seentjie van 6 jaar oud, hy gaan amper graad 1 toe. En ek het met Ma Wilmien gesels oor ouerskap en hulle lewe 5 jaar na die Kalahari brand. Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Wilmien Duiven, dankie dat jy die gas is op 'n ma en 'n mikrofoon, ons podcast vir Afrikaanse ma's en ouers vandag. En ek en jy het nou so vinnig gesels, maar die agtergrond is destyds in 2020 en ons gaan nou gesels natuurlik oor dit alsmaar toe daai brand gebeur het, was ek 'n nuusleser en ek onthou ek en natuurlik soveel ander het gelees hiervan en ek moes dit die aande op die nuus lees en so aan julle gedink, want jou seentjie dink ek was 18 maande toe en my dogtertjie was net 'n jaar jonger. Ek het nog net teruggekom van kraamverlof af en begin werk. En ek dink soveel van ons het ons in julle situasie ingedink. Toe jy my nou kontak en vra, maar sal sien 'n kans om saam met jou te gesels. Toe dan word jy maar net weer gekonfronteer met die situasie waarin jy is en ja, ek besef ek het nooit opgesign om 'n enkel ouer te wees of om 'n enkel kind te hê nie en vir nou is dit my situasie en ons glo dit hoef nie altyd so te wees nie, maar ja, en dit is wat dit is en weet jy wat, die Here voorsien en die Here se genade hou nooit op nie. So in elke tree en in elke seisoen is hy daar en ja, doen jy wat jy moet doen en dit bly 'n voorreg om 'n ma te wees, ja. Natuurlik en hy was 18 maande gewees. Hy gaan volgende jaar graad 1 toe, Ben, jou seentjie. Ja, hy was 15 maande. Hy kon nog eers geloop het nie. Hy was eintlik baie klein gewees, ja. En hy gaan volgende jaar graad 1 toe. Hy is nou in graad R en ja, hy is 'n fees. Ek het sê hy het vanoggend weer so lekker wakker geword. Hy het soveel humor in hom en dit is regtig net lekker saam met hom in die lewe, ja. En julle twee, hoe lyk julle daaglikse bestaan nou as jy dink, jy weet, 5 jaar, maar kan mens nie dink is 'n halwe dekade nie. So beide natuurlik jou omstandighede wat heeltemal verander het, maar hoe dink jy het jy as mens verander en as ma, is daar groot skuwe in jou gewees of dink jy jy's maar nog steeds dieselfde mens as toe of dink jy het fundamenteel ook verander in die mens wie jy nou is en wie jy was? Ja, nee, mens verander verseker en ek dink die mens besef dit altyd hier, maar tog as jy terugkyk en alleen maar groei en deur hierdie wat alles gebeur het. Ek moet sê as ma het ek van die begin af besef my situasie is anders en ek het gevoel my hart sal nog altyd wees om hom so normaal as moontlik groot te maak. En ja, as ek het van die begin af probeer tools kry om my te lei en te help soos hoe hou ek dit so normaal as moontlik en dat vir hom so lekker as moontlik kan bly en dat nog steeds 'n gesonde kind wees en groot word uit is, ja. En kan jy dalk 'n bietjie vertel van daai tools, want ek dink ook, ek het nou baie artikels gelees wat jy gepraat het en onderhoude met jou gelees en het dan baie agtergrond, maar dalk van ons luisteraars het nie. Ek weet jy het ook na die tyd sê jy het sielkundige gaan sien en natuurlik hy was klein, so hy kan nie onthou daai aand in die brand en sy boetie en sy sussie en sy pappa nie. So hoe het jy dit benader? Natuurlik vertel jy hom van hulle. So ja, hoe maak jy as jy gesin sien jy nog steeds 'n sielkundige het hy ooit iemand gaan sien? Ek dink ook dalk net maar net vir iemand wat hier luister wat dalk ook 'n pappa verloor het van hulle kind of 'n kind wat 'n boetie of 'n sussie verloor het. Wat het julle gedoen wat vir julle werk om hierdie nuwe normaal te vind? So ek dink ewe skielik was die bal in my hande alleen gewees. So ek het ook hierdie verantwoordelikheidsin van as hy nie groet nie dan is dit 'n weerspieëling op my of as hy dit nie reg doen nie dan is dit 'n weerspieëling op my. So ek wou gehad het dit voel vir my jy kan nie vingers wys na enigiemand anders doen nie. Ek is alleen in beheer en verantwoordelik vir hom. So dit het ek op 'n stadium aan so hard gedraai en ek dink ek was dalk mens kan dalk so of te streng wees en te kwaai want alles moet nou net perfek wees en se mate van 'n beheer wat jy wil toepas. Maar hoorie, daar was net wonderlike mense op my pad gewees en wat my gehelp het en ja, spesifiek ek het 'n bitter oulike kindersielkundige in Wellington, ek weet jy, Karin Skooman, wat ek sonder hom gaan sien, net alleen en sy het my net so dit was net vir my goed om te weet
as sy vir my riglyne gee van hoe 'n kinders op daai ouderdomme is en hoe om hulle te hanteer, dat ek met selfvertroue kon weet ek doen nou die regte ding. Dis nie daai van jy twyfel heeltyd in jouself en jy wonder nie. So dit was net lekker om te weet om ouderdomsgepas te werk en te dissiplineer en te leer, ja, en ja, spesifiek wat jy sê, wat baie interessant was wat sy verduidelik het is, as hulle klein is, ek dink tot en met, ek wil amper sê 3-4 jaar, bly hulle wêreldjie, en sy het sulke sirkeltjies getrek, so hulle bly binne daai eerste sirkel funksioneer, en eintlik wie daar belangrik is maar hulle primêre versorger wat hulle mamma is. So eintlik in Ben se lewe het eintlik niks verander nie, want sy binneste sirkeltjie het presies dieselfde gebly, sy mamma was nog steeds daar, en dalk tannie Trey wat die werk, of 'n ouma of 'n oupa, so dit het soveel gemoedsrus gegee om te weet, in sy wêreld is hy nog steeds 100% sekuur en veilig, en dan soos wat hy ouer raak, begin die tweede wêreld deel raak van sy bestaan, en gaan hy begin vra, en hy gaan sien ander maatjies het pappas, of boeties en sissies, en vra maar, waar is syne, en nou raad was so mooi, sy het gesê, jy gaan daai saadjies nou saai, dat wanneer die vragies gaan begin kom, gaan dit reeds opgekom uit die saad. So ja, ek het regtig van baie van hulle vertel, en spesifiek visueel, video's gewys, foto's gewys, ja, die huis is vol foto's, ja, en sy kamer, so en hulle is so, dis eintlik so mooi om te sien, want hulle is so deel van wie hy is, en deel van sy lewe. Hy dis asof hy binne in hierdie nog steeds binne in hierdie gesin funksioneer, en hy is so trots op sy boetie en sussie, het hulle amper eintlik geken nie, maar hulle, dis definitief deel van sy identiteit en van sy wêreld waarbinne hy leef. So ja, en dis eintlik so mooi vir my, want dit is wie hy is. Hy is binne in hierdie gesin, al is almal nie mee nie, ja. Ek het ook al een keer gehoor, jy weet, vir jou sal hy altyd 'n derde kind bly. Hy's nou die enigste kind, maar hy is jou derde kind, en dit is so waar. So sien jy soms eienskappe van sy ouer boetie en sussie, en ek sê nou ouer, maar dis ook eintlik 'n vreemde konsep, want hy's nou ouer as wat hulle was destyds, maar sien jy eienskappe van hulle in hom, en begin jy ook eienskappe van sy pappa in hom sien, soos hy nou ouer word, en hoe werk daai ding van die idee van hy wat nou ouer is, as wat jy hulle geken het? Ek onthou spesifiek die dag wat ek besef het, hy is nou ouer as wat hulle, as wat ek ooit nog 'n kind gehad het, en iets van dit is ook soos, eintlik net, okay, verstaan dit, ja, ek dink, dis nuwe terrein, en dis dalk ook weer 'n nuwe seisoen, en is goed, so ja, ek dink, dit is nie, maar weet jy wat, mense het soveel vriende, en mense om jou, wat ook kinders grootmaak, en wat jou 'n seisoen of 2 voor is, so, dis so lekker om by hulle te kan leer, en te kan sien, wat werk nie, en sommer net, ja, dis regtig daai ding wat hulle sê, it takes a village, ja, Ceres het 'n groot village, en ons het 'n groot village, so dit is regtig lekker om saam met hom groot te maak, en ja, as jy nou vra oor die gedrag, ek kan vir jou definitief sê, dat hy sy pa se kind, Ja, ek en hy verskil wêrelde. Hy het baie van ons in hom, en dit is baie keer regtig, hy hou my op my tone, en hy's baie presies, en ja, daar's 'n baie swart en wit lyn in hom, waar ek dink ek het baie grys in my, so, maar dit maak dit lekker, en dit is wie hy is, en dis lekker om hom te kan grootmaak vir wie hy is, ja. En as jy daarlank, soos jy sê, hy's vertroud met die storie, daar's foto's en so op, hoe deel jy jou hartseer met hom? Wys jy dit heeltemal openlik, want soos jy nou nog gesê, dis 'n groot verantwoordelikheid, en jy voel baie van dit op jou, dit is natuurlik nie net als joune nie, maar hoe hanteer jy die balans tussen om tog vir hom te wys as jy dalk hartseer is die dag, en om dit nie alles, jy weet, soos jy sê, jy wil ook vir hom 'n normale kinderlewe hê, so, hoe hanteer jy jou hartseer voor hom, wanneer dit die dag daar is? So daar voel was ek van die begin af eintlik, ek weet nie hoe dit gewerk het, dis definitief ook maar net die Here, want ek het regtig nooit gesukkel om nie hartseer te wees vir hom nie. Ek kon van die begin af, het hy net vir my van daai eerste dag af, as hy by my is, was dit net hierdie vreugde, so dis asof hy net, dit was maklik om vir hom gelukkig te wees, en net 'n lekker mamma te wees, maar definitief praat ons oor dit, en as ek die dag hartseer is, en hy sien ek's hartseer, en hy is baie ook ingestel op my emosies, so as hy sien, maar hoekom het mamma gehuil, dan sal ek sê, en dit was ook raad van Karine af,
wat sy gesê dan sê ek, mamma's hartseer want mamma verlang vir pappa of vir Frans en Isa, maar mamma's baie bly juis by my en dat ek nog vir jou het en dit maak my gelukkig. Dat hy net altyd weer daai reassurance sê van hy het niks verkeerd gedoen nie en daar's niks aan hom wat my hartseer maak nie en dis okay om te mag verlang, maar ons is ook bly vir wat ons nog het en vir wie by ons is, ja, om dit vir hom te leer, ja. En het jy baie van die onderhoude en so wat ek ook gelees het met jou was kort na die brand gewees. Jy weet dit was in die maande daarna. En soos ek weet, mense kan dit nou amper nie dink nie, dis 5 jaar later. Die verloop van tyd, het jy ooit gevind daar was moeilike tye wat jou amper onverhoeds betrap het dat jy eintlik gedink het maar nou is jy op 'n goeie plek en dan skielik vang dit jou onkant of het sielkundiges juis gehelp om jouself te kan dophou dat jy nie skielik nie okay is en dan jy dit nie besef nie, net omdat dit is ook wat ek uit soveel ander gesprekke met mense met seer of die verlies van 'n geliefde gehad het dat dit gaan so in fases. So, was daar ooit vir jou skielik 'n tyd wat jy onverhoeds besef het maar hier's nou iets wat jy nog nie mee gedeel het nie of hoe maak jy met dit? So ek hoop ek beantwoord na jou vraag reg, maar ek onthou direk na die brand het so baie mense gesê ons moet iemand gaan sien of sielkundige wat ek het self gedink ek's okay, ek gaan okay wees. Ek het in myself so vir die vrede gehad en maar ek het tog gedink ek wil ook nie na 'n maand of 2 of 3 of 'n jaar selfs terugkyk en besef ek is nie okay nie want ek het geweet ek het hierdie verantwoordelikheid teenoor Ben. So in die ren dink ek was hy tog my rede hoekom ek aanvanklik na sielkundige gegaan het. En ek onthou ek lag en ek vir myself as ek daaraan dink want ek onthou ek het moes die ouens somers uit Wes wat ek gaan sien en ek het nog gedink is verse ry maar is okay want dis net een keer. Hoe naïef kan 'n mens wees? Ja, ek sien hom vandag nog en ek dink ek het nie daai dag gedink ek gaan ooit ek het gedog dit dis 'n once off en jy gaan fine wees. Ja, so die feit dat ek toe reeds gegaan het, dink ek het so op die pad vorentoe 'n bietjie uitgestryk en die wete dat daar iemand is na wie toe ek kan gaan, sou daar 'n krisis opduik of dit op sigself gee gemoedsrus en maak dit makliker, maar verseker die op en die af is nog steeds daar. Dit is definitief daar en dit gaan lewenslank daar wees. Dit loop absoluut parallel met wat ook al die lewe is wat jy nou leef en dis okay. Ja, dis okay. Ja. En dan op 'n dieper vlak want ek dink soveel mense het gesê toe dit gebeur het soos ek weet nie hoe ek sal kan aangaan as so iets met my gebeur nie. Wat sekerlik iets is wat jy ook sou gesê het voor dit met jou gebeur het, maar jy het 'n kind en jy gaan aan en dalk vir iemand wat ook deur 'n verskriklike trauma gaan en aan die begin van 'n pad staan en sê ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Wilmien, hoe het jy deur dit gekom en kan jy vandag praat hieroor en getuig en soos jy sê nog steeds die seer is daar, maar jy het 'n lewe met vreugde en geluk. Wat is die dinge wat jou gehelp het om dit reg te kry? Dit is net die Here. Daar's geen antwoord vir dit nie. En ek weet dit vandag nog as jy besluit om dit maak of keuses moet maak, as die Here nie in dit is nie, dan weet ek nie hoe dit gaan doen nie, regtig. Ja, so ek het ook self gesê, mense het nie hierdie gesien kom of dit verwag dat daar soveel genade in dit gaan wees en ek het dit absoluut net ontvang. En ek dink dit is die God wat ons dien. Hy's regtig net daar en hy wil ons regtig net help. Ons moet dit net ontvang, ja. Ja, en dit is nie elke dag maklik nie en daar is moeilike tye. Maar weer eens mense ontvang. Ja, ek praat net te veel. Ekskuus, praat jy? Praat gerus meer want ek dink nou maar die vrae wat ons luisteraars ook gaan vra en dis so wonderlik dat jy dit so kan sien, maar jy weet iemand kon ook maklik gesê het, hoekom het dit met my gebeur? Jy weet jy kon jou geloof verloor het deur dit. So hoe het jy genade gevind? Hoe het jy geloof daan raak gesien en nie gevind dat die Here jou verlaat het nie? Vertel my van die dinge wat gemaak het dat jou geloof sterk is ten spyte van hierdie groot verlies. Ek wil dit regtig verstaan. Ek kan eerlikwaar sê, en ek het dit al baie gesê, maar daar was net 'n ongekende vrede, soos letterlik van die eerste oomblik af, vandat ons op daai duin gestaan het en besef wat aangaan het, daar was net hierdie vrede. So dis weer eens dis net iets wat ek gekry het. En ja, so ek dink dit was die staanspoor waar hy gegaan het en dan
ek onthou dit was baie kort na die brand was ons huisdominee was hier so gewees en of ons dominee en hy het 'n psalm en ek kan nie die psalms onthou nie, maar dit was 'n psalm wat Dawid geskryf het wat hy hierdie vrae vir die Here vra. En eintlik was sy boodskap gewees daar's vrae wat nie antwoord het nie. So amper moenie so baie vrae probeer vra nie, want daar is net eenvoudig vrae wat nie antwoord het nie. Ek dink daar's net 'n sambreel van die Here behoor 'n party vrae. En dan is daar mos daai teks wat sê ons kyk nou net dowwe speel, maar eendag gaan ons die helder prentjie sien en ek dink ek het so baie daarin vasgaan besef. Ek dink vir my lê die waarde van daai teks in die feit om te weet daar's 'n dowwe daar's 'n helder prentjie en wat dalk sien ek hom eendag hier, dalk sien ek hom in die hemel eendag, maar net die wete dat God het 'n groter rol 'n prentjie met hierdie dink ek is genoeg, ja. En ek sê dis genoeg en ek weet dis genoeg en ek leef dis genoeg en dit beteken nie dat ek nie baie keer nog steeds kwaad is of wonder hoekom dit gebeur het of wens dit was anders of so nie, maar ja, dit is maar net die Here, ja. Nee, dis ook wonderlik en hoe jy sê dat 'n gevoel, want ek dink so 'n groot deel van geloof en wat mens hoor is nie kan dit nie verstaan of begryp of redeneer vir iemand anders nie. Dis soos jy sê niks anders kon vir jou daai gevoel van vrede daai aand gegee het as dit nie. Dat en ek onthou julle het dit gesê deur 'n tyd in wat ander beskryf as moes 'n vreeslike traumatiese of chaotiese aand was, het jy heeltyd as vrede beskryf en ek dink dit is tog bewys alleen genoeg daarvan. En dit kom baie terug by beskerming. Mense praat baie oor beskerming en hoe mens vir die Here bid om ons te beskerm en daar was spesifiek hierdie ja, ek kan getuig van 'n klomp goed waar ons spesifiek gebid het vir beskerming. Oor die vakansie, elke aand met huisgodsdiens of saam met die kinders Bybel gelees het en daai wete in ons is almal beskerm. Verstaan, hulle is beskerm, hulle siele was beskerm en hulle daar's geen twyfel vir my dat hulle by die Here is nie, maar hy het vir ons ook kom beskerm en ek weet hy het vir Ben ook kom beskerm. Beskerm en dit wat ons dalk nie gesien het nie of beskerm en hoe ons voel en beskerm en angs en beskerm en ja, en ek dink die Heilige Gees is regtig ons ook om toemaak vir dit wat 'n nuwe gehad het met sien aand nie en of ervaar nie en eintlik net vir ons kom beskerm dat ons kan aangaan en met mooi herinneringe kan aanleef, ja. Ja. En wat is van jou mooiste herinneringe aan jou kinders? Ek weet hulle het ook 'n verjaarsdag gedeel nie waar nie, nê? Dit was Frans Ja. Junior en dogtertjie was Isa. Het jy haar naam Isa, uitgeskryf? ja. Isa. Ja, Hulle hulle twee nie tweeling nie, maar hulle het op dieselfde dag verjaar. So, hoe onthou en gedenk jy hulle en natuurlik jou man Frans ook? Wat is van die kosbare dinge wat nog vir jou steeds uitstaan en wat jou laat glimlag en hoe onthou jy hulle in jou alledaagse lewe? Sjoe, ek moet sê, my lekkerste herinneringe van hulle was definitief in COVID tyd. Ek dink baie mense het 'n negatiewe koneksie aan COVID, maar vir my was daai saam wees van net ons in hierdie huis en in die lewe en was so 'n groot voorreg en was so veel lekkerte en ek dink ja, iets in my is daai van ons raak so maklik gejaag in deel van die lewe en van 'n sosiale kalender, maar ek dink COVID het ons gedwing om net by mekaar te wees en saam met mekaar lekker goed te doen en ons eie lekker te skep en ek twyfel nie daaraan dat ons dit reg gekry het. Ek weet ons het dit reg gekry, want dit was regtig die lekkerste herinneringe in daai tyd saam en ja, so dit was so groot voorreg om ons laaste tyd saam so te kon deurbring en so te kon leef. Ja. Ja, so daai tyd was eintlik vir julle kosbare tyd voor jy nou nog geweet het maar wat julle kon saam spandeer en regtig tyd by mekaar ook spandeer. Ek het ook gelees jy het ook gesê wat jy ook by die sielkundige geleer het dat jy moet die lewe vier. Jy weet selfs al het dit gebeur en al is van jou geliefdes nie meer by jou nie, celebrate life. En wat is van die dinge hoe jy dit doen, jy en klein Ben, wat geniet julle om saam te doen en hoe vier julle die lewe nou 5 jaar na hierdie lewensveranderende situasie? Ek dink is om in die moeilike tye die mooi raak te sien of om in die amper die hartseer datums die lekker wat daar was te kon vier want dit was nog steeds 'n voorreg om dit te kon gehad het al was dit vir so kort tydjie is nog steeds bly en as ek dit kan oorkies sal ek dit weer so kies. Ek sal weer kies dat ek hulle kon hê al was dit vir kort. So
dis lekker om hulle verjaarsdag te vier. So ja, ons bak elke jaar vir Isam vir ons 'n reënboogkoek. Hy lyk elke jaar anders, maar Ben is deel van die proses en van die lekker en ja, sommer net om hulle te laat voortleef. Die lewe gaan ook aan, maar mens mag ook onthou wat mooi was en hulle het ook so groot aandeel in ons lewens gehad. En ja, selfs met dit was nou hierdie jaar 5 jaar gewees en dit was nie 'n lekker tyd nie. Die hele maand was net moeilik en jy is gekonfronteer met die tydsverloop, dat dit al so lank is, maar so kort. En ek onthou toe ons die oggend wakker word en ek en Ben, ons het so 'n plek in die berg waar ons altyd gaan en ek dink so, maar dis eintlik nie lekker nie en ek onthou toe net presies daai was ons moet dit celebrate en toe dink ek wil vandag net eintlik of daai dag net eintlik vir my en hom vier wat al vir 5 jaar span is en eintlik as ek gaan terugkyk op my kamera die laaste 5 jaar se foto's is dit regtig lekker foto's en dan besef ek 'n vriendin het my gesê en toe sy dit sê toe weet ek soos ons wildernis was inderdaad ook kleurvol. Dit was nie net donker en sag en hartseer nie. Daar was soveel mooi in dit en soveel lekkerte en ja dan gaan ek kies om eerder dit te vier as om noodwendig al is dit sleg, vier jy nog steeds die ietsie wat lekker is binne dit. Ja. Ja. Ja, dis wat baie ander in soortgelyke situasies ook gesê dat dit is moeilik, maar dis nie net moeilik nie. Die lewe het nog steeds mooi en het die pragtige en dit moet gevier word. So ja, herhaal wat ek by ander mense ook gehoor het. Jy het nog ook kontak met Madeleine, die ander mamma wat die enigste oorlewende van haar gesin was. Wat beteken dit vir jou om iemand te hê wat regtig verstaan? Ek dink soveel mense het simpatie en ander het dalk 'n kind verloor, maar iemand wat regtig in 'n baie soortgelyke, ten minste jy het een seentjie oor, sy het haar hele gesin verloor, maar watter spesiale band is daar tussen julle en hoe ondersteun julle mekaar nog vandag? So nee, dit ek sal nie skaam om dit te sê nie. Dit is wat ek die maklikste sal sê is ek dink dis definitief deel van my behoud. Is 'n groot sy's moontlik die grootste rol in dit gespeel in die sin van om net daai persoon te hê wat 100% verstaan en wat deur dieselfde goed gaan, dalk nie op dieselfde tyd nie, maar en wat net absoluut daar is en jy hoef baie keer nie te verduidelik jy weet maar net en ja, so nee, dit is ongelooflik vir my om haar te kan hê en ek is so dankbaar vir haar en ek sal altyd vir haar dankbaar wees en ek dink ons sal altyd naby mekaar wees en al beplan nie of al het die Here vir ons albei verskillende lewens en verskillende paaie wat ons stap, deel jy daai groot ding wat eintlik net so groot voorreg is as mens dit dan so kan noem. Ja. En het jy ooit in die afgelope 5 jaar, veral omdat Ben nou 'n klein seentjie was en eintlik nou 'n groter kind geword het, soos jy sê hy gaan graad 1 toe, was daar ooit enige vrae wat jou gegooi het, dinge wat hy gesê het wat jou heeltemal onverhoeds betrap het, wat jy nie geweet het hoe om te antwoord en jy moes gaan antwoorde kry of ja, hoe verstaan hierdie klein seentjie dit? Ek weet nie regtig nie. Daar was definitief 'n stadium wat hy bang was. Ek gaan doodgaan en hy het gewonder wat gaan dan van hom word of hy was bang hy gaan dood en of ek dan okay gaan wees, maar as ek daar gesels het met ander mense het ek besef dis 'n baie normale ding vir kinders om daar's 'n stadium dat hulle deur daai vrees gaan van as bang mamma of pappa gaan dood. So Ja. die groot ding is wat ek ook geleer het is wanneer hy iets vra, beantwoord die vraag. Ja, en moenie vir hom inligting gee wat hy nie vra nie. Mens kan so maklik hulle wil oorweldig met 'n klomp inligting of verduidelikings of wat ook al. So beantwoord net dit wat hy vra. So die antwoord was eenvoudig. As mamma doodgaan, gaan hy net van vertel na wie toe hy gaan en hulle gaan mooi na hom kyk en verstaan ja, en so ek dink baie keer is dit net daai onsekerheid. As hulle net weet dis gaan dit wees, dan dit okay. Ja. Ja, so dit was seker die wat sleg was en ek dink met baie goeders wil mense baie daarin lees. Jy wil nou ons situasie daarin lees. So as hy nou dalk 'n doodgewone 3-jarige ouderdom verwante vra, dan dink ek nou ag nee, dis nou omdat ons situasie so lyk, maar baie keer is dit so onskuldig en so normaal. So mense moet ook baie keer 'n ding gaan ooranaliseer wat nie noodwendig so is nie. Ja, is maar net om daai perspektief te behou dink ek is baie keer nodig. En hoe onthou hy sy pa, wat hy nou nie, soos jy sê, nie kan onthou nie, hy was te klein, maar wat is van die eienskappe wat jy vir hom vertel van sy pa,
Vir alles seentjie dink ek, jy weet wat altyd soos 'n pappa wil wees. Ek weet nie of daar ander familielede wat ook nog 'n rol kan speel van Frans se familie, maar hoe hou julle daai idee van die pappa nog steeds betrokke by sy lewe en wat vertel jy vir hom van sy pa? Ek verstaan ook hy was 'n besonderse man as ek so lees wat almal oor Frans geskryf het. Hy was verseker. Ja, net sy sagte hart en dink ek sy liefde vir ons almal, dit sal altyd seker die hoogste of die meeste uitstaan. Maar net sy rustigheid, ja, ek dink waar Benno is hy meer geïnteresseerd in hierdie was pappa se mes gewees of dit was pappa se visstok gewees. So ja, eintlik dink ek is dit waar ons nou is. So dis meer vir hom indrukwekkend of hierdie was sy snoeisker want ja, so dis meer sulke fisiese goed wat hy nou mee wat hy kan hê en kan vashou wat op hierdie stadium vir hom lekker is. Maar ek is seker van so wat hy ouer raak en inherent sal hy gaan hy definitief die hele Frans ken en so wat almal hom vertel of ja, en dis wat so lekker is. Ek sê dis altyd vir my lekker as mense nog oor hom praat of familie van hom vertel en dit is vir Ben ook lekker, ja. Maar op hierdie stadium is dit daar ander goedjies wat nou vir hom belangriker is dink ek as presies sy karakter, ja. Ja. Ja, dit klink redelik on brand, hulle sê vir 'n 6-jarige die goedjies waaroor hulle omgee. Ja. Soos ek nou gesê het, jy en Marlene wat mekaar se situasie so mooi verstaan. Ek dink ook jy is dalk in 'n unieke situasie vir iemand wat natuurlik nie presies in jou scenario nie, maar wat dalk hulle man verloor of 'n kind of kinders verloor moontlik in 'n ongeluk of so. So wat sou jy vir so iemand sê buite natuurlik gaan sien 'n sielkundige wat klink soos baie goeie raad en dit het ek al by soveel mense gehoor presies soos jy wat gesê het hulle het gedink hulle is okay maar hulle het maar vir ingeval en omtrent almal sê dit was baie waardevol. Maar is daar iets anders wat as jy ook dalk nou terugkyk wat jy vir jouself sou sê 5 jaar gelede wat wat die proses sou kon dalk sagter maak of natuurlik nie makliker maak nie, maar enige raad vir iemand wat deur 'n groot verlies moet werk? Ek dink ek self het die raad gekry en dan vergeet mense dit, maar iemand het gesê, vertrou die proses. So dit is verseker 'n proses weer na herstel en deur trauma en deur alles en om eintlik net geloof in die proses te hê en nie dinge te vinnig te vooruit te wil gaan nie, maar om net dit te leef eintlik en die antwoorde en die wysheid en die so met tyd saam dit reg te kry of ja, die pad te stap. Ja, ek dink nie daar's raad nie. Ek dink elke persoon is anders. Elke situasie is anders. Elkeen ervaar goed anders. En is okay. Maar net om die proses te vertrou en daarmee sagkens om te gaan, dink ek. Ja. Ja. En vir mense wat dalk so iemand ondersteun, jy het gesê jy het 'n baie supportive ondersteunende gemeenskap gehad. Mense het jou regtig gehelp, maar dit was dalk nie altyd maklik om daai hulp te aanvaar nie. Maar ek dink dit is partykeer moeilik as sê nou maar jy het 'n vriendin wat 'n man verloor het of kinders verloor het. Mens weet nie wat om te sê nie, jy weet nie wat om te doen nie. Wat het vir jou gehelp? Wat kan as iemand dalk luister en hulle weet van 'n vriendin wat deur 'n verlies is? Hoe help ons so iemand? Wat het vir jou baie beteken? Ek sê dit ook graag of maklik as iemand nou 'n man of kinders verloor, weet ek nog steeds nie wat om te doen nie. Ek dink ons bly mens. So ek dink mens bly onkundig al het jy al daarmee te doen gehad, weet jy nog steeds nie wat om jou hande van nog steeds afgekap. En ek dink partykeer wil almal help, maar ek dink daai persoon iewers gaan die Here iemand gee of iets gee wat daai persoon mee gaan wat sê mens nou? Met wie daai persoon gaan ontvanklik wees en die meer gaan deel en die pad gaan stap. So ek ja, mens kan ook nie met almal alles deel en saam stap nie. So ek dink die Here voorsien spesifiek in verskillende areas of in elke area. Met my ook, ek kan regtig getuig hoe die Here in elke area, in elke behoefte was daar iemand. En ja, dit is eintlik so mooi hoe dit werk. Ja, my raad aanvanklik wat vir my deel van my behoud was definitief oefening, soos fisiese om net uit te kom uit die huis uit en te gaan stap en so baie vriendinne het net die opgedaag en gesê kom ons gaan stap en dit klink so simpel, maar daar was soveel goed in dit gewees. Ek dink net om uit te kom om bietjie aktief te wees en ek dink daar het ook baie genesing in gelê. Dit is so 'n maklike praktiese ding wat ons met enigiemand kan doen, maar
ek dink in enige tyd was dit moeilik gaan, is dit nog steeds my raad, soos kom by 'n bergpoel uit of gewees in die berg of kom net bietjie uit. Ek dink mense kry net weer perspektief en rustigheid as jy so bietjie verwyderd is van jou direkte situasie. Ja. So my raad sal wees gaan stap. Dis baie goeie raad en soos jy sê, enige iemand kan dit doen enige plek. So dankie vir dit. Ja. Jy het ook baie gepraat oor die rol van julle families. En ek vra altyd vir my gaste aan die einde van so 'n episode ook en ek wil by jou ook hoor. Vertel my van jou eie ma asseblief Wilmien en wat het jy by haar geleer en dalk spesifiek ook in die konteks van die laaste 5 jaar. Watter rol het sy in jou lewe die laaste 5 jaar veral maar oor die algemeen gespeel? So my ma, ek kan lank oor op praat. My ma is ja, my ma is 'n eyster. Sy is verseker ja, ek sê baie keer ja, sy is net so ek wil die woord eenvoudig gebruik, maar sy is nie 'n langdradige, geselserige uitgerekte mensie. Sy hou dinge eenvoudig en sy vereenvoudig situasies en maak dit eintlik net maklik. Ek sê baie keer ek sê nou reg vaak soos mamma se skuld dat die lewe vir my so moeilik is. In die sin van sy kry alles net so maklik reg en sy doen net so ongemerk en ongesien so baie dinge en dan is dit my verwysing en dan probeer mens bou op dit en dan val ek los hande en dan sê ek soos nee. Maar sy sê weer dit is nie so nie. Ek doen my ander goed wat sy nie kan doen nie wat ook waar is. Maar ek moet sê ek weet dit ook. Ek dink my ma en my pa, my ouer huis is my veilige hawe. So dit is nie noodwendig my elke dag se toevlug in die sin van kom met al my stories of met al my emosies of gaan elke dag huis toe. Ja, dit is nie noodwendig daai spasie, maar dit is daai absolute backup wat net soos onfeilbaar is. So net die wete en dit is soveel werd en is so groot voorreg om hulle nog hier te kan hê en dit met hulle te kan deel en ons het onlangs my ouma ouer huis toe getrek en sommer net die tyd saam as mens so lank so baie tyd saam spandeer is mens sommer net weer op 'n ander manier nader aan mekaar en is dit sommer net weer lekkerder om en verlang mens net weer meer aan mekaar ja. So ja, en my ma het die laaste 5 jaar ook makliker gemaak met haar eenvoudig wees in die sin van om nie goed te veel te oordink en alles nie ja en ek voel baie keer skuldig want ek dink baie keer hulle is so daar vir my. Baie keer voel ek weet net so min wat presies in hulle gedagtes aangaan en of dis asof ek sê altyd daar vir hulle dink ek, maar dink dis maar die rol tussen ouers en kinders werk. Ouers is maar die wat daar is. Is regtig lekker om hulle te hê. Ek het so baie keer gewens ek weet ek's okay met hierdie pad en ja ek kan hierdie doen maar ek het so baie gewens ek kon dit vir hulle gespaar het en iemand sê toe eendag vir my maar as ouer dink is dit nie eintlik die grootste voorreg om vir jou kinders daar te kan wees deur so tyd neem dit het my so vrygemaak en besef dat is dit so moeilik vir hulle is dit so 'n groot voorreg dink ek. Dit klink verskriklik, maar ook om daar te kan wees in hierdie tyd. En ek kan eerlikwaar sê, hulle is onvoorwaardelik vir ons daar en dit is so lekker om daai gerusstelling te hê en daai wete te hê. Ja, so ek is reg dankbaar vir dit. Ja. Ja, en ook voorsiening vir jou in daai tyd. En jy sê jy het nog 'n ouma ook. Hoe gelukkig is jy? Sjoe, om 'n ouma ook te hê. Ek het nog altyd my oumas. Ja, dit is baie lekker. Ja. So, klein Ben het ouma grootjies. Ja, het. Ja. Ja, Ons is reg geseën met 'n baie sterk familienetwerk. Ja, aan alle kante toe. Ja. Ja. So is jou het hy ook oumas aan Frans se kant? Dit moet dan ook 'n voorreg wees as hulle daai kant kan verteenwoordig in klein Ben se lewe nie waar nie? Hoorie, dit is regtig so groot voorreg om hulle en hulle is op die dorp ook om hulle te kan om hulle hier te hê en hulle deel te hê van sy lewe want ek sal so graag wil want dit is vir my so belangrik ook dat hy daai blootstelling het en dat hy onthou mense is mos maar verskillende mense wat saam in 'n huwelik is en elke ouma en oupa en ouma grootjie is en elkeen speel 'n ander rol en bring 'n ander bydrae tot 'n kind se wêreld en ontwikkeling en 'n ander tipe blootstelling. So dis so lekker om hulle nog hier te hê en betrokke te hê en dat hy ook
ja, deel van Frans dan nou deur hulle kan ontdek, wil ek amper sê ja. Ja. Ja, en 'n voorreg om skoonouers te hê wat ons maar al die grappies oor skoonma's, maar ek is ook baie gelukkig om 'n wonderlike skoonma te hê en die man vir wie jy lief is en vir wie jy getrou het om hom deur hulle nog te kan beleef, is tog ook 'n voorreg, kan ek net dink. Nee, verseker. Nee, verseker. Ek het nie spesifieke vrae mee nie. Ek weet jy het ook 'n seentjie om te gaan oplaai, maar is daar iets wat dalk nog op jou hart gedruk is wat jy wil deel of enige iets wat jy nog oor wou praat? Nee, was verlede week saam met 'n vriendin en sy het iets gesê en ek weet toe nou in my agterkop, ek gaan nou met jou praat vandag en dit het so 'n impak op my gemaak en sy sê toe net dis eintlik 'n Engelse quote wat ek al, maar dit kom daarop neer dat kind wees of om 'n kind te wees is net so in Engels sê dit ek gaan dit verkeerd sê, maar kom ek probeer in Afrikaans verduidelik, maar dit sê kind wees is net so lekker vir 'n kind soos wat om 'n ma te wees vir 'n ma is. En dit het my so gevoel, dit soms so lekker eintlik ons situasie op en dink ek en dit hou my ook nog as verantwoordelik want ek dink mens kan so maklik verval in struktuur en dissipline en dit moet gebeur word en jy moet al die balle in die lug hou en dat jy eintlik die ligte kant 'n plek wil verloor of die vreugde kant en dit dink ek vir Ben gaan sy kind wees tye net so lekker wees soos wat dit is vir my om 'n ma te wees en dit is my amper sommer net so weer aangemoedig om nog meer die lekker te doen en die tyd te maak vir die grappies en tyd te hê vir die grappies en as wat mense heeltyd so wil kom nou ons moet nou hier wees of kom nou vir dit ja so dit was sommer net so 'n lekker ding wat ek gedink het ek gaan nou nog meer daarop fokus om dit nog meer te geniet om 'n ma te wees want dan weet ek dis vir hom ook sommer net nog meer lekkerder om 'n kind te wees. Ja. Dit laat my nou wel wonder want ek onthou jy het in 'n vorige onderhoud ook gesê dit was vir jou van die begin af met daai 3 kleintjies was dit net vir jou regtig lekker om 'n mamma te wees. Is dit iets wat jy altyd wou gehad het? Het jy daarvan gedroom om 'n ma te wees of het dit jou so half onverhoeds betrap en dit was net vir jou so lekker hierdie 3 kleintjies? Wou jy 3 gehad het? Sou jy meer wou gehad het? Nee, ek wil verseker 'n ma gewees het. Dis bitter lekker vir my en ek dink the more the merrier. Ja, ek sou nie omgegee het om nog kinders te gehad het nie, maar ek was baie gelukkig met 3 ook. So nee, dit is so voorreg en ek dink mense leer so by mekaar, né? Ons leer by hulle elke dag en dit hou mens net lekker en dit hou mens net die humor wat inkom en dit is so snaak. Dit is net so lekker, ja. Nee, dit is so groot voorreg en ek wou definitief nog altyd 'n ma gewees het. Ja. Baie dankie en dankie vir jou tyd vandag en sterkte met graad 1 wat dan nou volgende jaar vir jou ook voorlê en al die opwindende dinge wat daarmee saamkom. En ag dat jy tyd gemaak het en met my en met ons luisteraars gepraat het soos ek sê. Ek dink vir baie van ons wat so jou storie en julle gevolg het, dit voel of ons jou ken en nou voel dit of ek jou nog beter ken, maar jy is vir ons 'n voorbeeld en dat jy die vreugde in ouerskap vind. So dankie Wilmie. Ja, dankie Daniela, dit is so lekker om jou te gesels, ja, en dankie vir hierdie, ek moet sê, toe jy vir my sê, jy wil met my praat oor ma wees, so dink ek gaan hierdie kompliment vat, want ek dink ons almal twyfel maar partykeer in onsself en dink, ons faal en ons kry dit nie reg nie, en toe dink ek, ja, mens kan so maklik fokus op wat ons nie reg kry nie, toe dink ek, ja, ek gaan nou net slag fokus op wat ek reg kry ook, en ja, dan gaan ek dit doen saam met jou, so baie dankie.